Pastor Thijs. Dit is geroep in de wonderlijke naam van Jezus. Wees blij om aan dit te doen. Amen. Wees die Heer, welkom met elkeen. Dit is gelukkig niet mijn huis nie. Dit is ons Vaders huis. Ons is net hier om te hoor en sy naam groot te maak. Hoor wat God ons op sy naam het. Hy is die ene wat elke ons gedagtes ken. Hy is die ene wat weet wat die nodig is. En hy is die ene wat maak die siele kan voed. Dit is aankomend vir die Woensdag beteken baie volgelinge van Jesus Christus by die kerk hierso, aangebied deur Pastor Kossie. Kom op minuuters bloedingmissie. Dit van 6 tot 7 die aande, Sondagoggend erediens, Pastor Marius, Sondagoggend ek het gesê ons hou sy diens, ons verwag net die check. Huwelik. En wag buite. Martin en Luke. Hulle het gekeer. Verjaarsdag. Vandag is buite die werk en Dinsdag die 7de Roesy en Donderdag voorheen. Geliefdes, ons het volgende dag as ek wil ons sal lees. So kom ons verstaan. En dan gaan Pastor Erik klaar om ons te begin met gebed. Amen. Kom by ons woorde en ons saam. Baie dankie ons Hemelse Vader. Here vir die tyd wat ons vanaand kan uitkoop vir 'n oomblik stil te word. Verlang is Here dat U vanmôre vanmiddag Here die Gees in hierdie plek sal uitstort om nie ons gedagtes te hernie. Here dat elkeen van ons 'n rede en 'n regkaart sal skep. Kom Here en gebruik die prediker in hierdie aand hier. Here om ons opnuut Here te vermaan, reg te wys, Here en te bemoedig. Here wat die stryd wat in ons is nie maklik nie. En ons weet Here as ons kan dit nie doen sonder die Gees. Daarom bid en bly dit kom en word verheerlik in ons midde. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen.
Neem opgenomen. God is een God van liefde. Sy genade is van elkeen van ons. Kom, ons bly dan in die God. Bedankt, broers en sisters. Zoals we met ons gaan naar die tafel toe, dat die Here bestel is vir hierdie gemeente. Ek het net vir Etienne vra om hierdie tyd te gee hierso. Maar ek wil elkeen solang jy die Bybel so kwam, Matteus 5 vanaf vers 1, Matteus vanaf vers 1. En hierdie allemaal Bybel gee. Boodschap te brengen van volgelingen van Jezus. Hij kent ons titels. Maar wat een prachtige titel op deed, is een volgeling van Jezus. Jezus is bij die water voorbij gelopen. En toen zei hij het volk en hulle is opgevolgd. En dit wat daarop gevolgd heeft, is 12 disciples wat gesê Here hier is ek. En dit is my gebed van my hart, en dankie wat die een woord wat ek gehad, om sê Here hier is ek. En op my Bybel opslaan die so, Matteus 5. En dan is die woord Bybel die so, as julle julle Bybel sê, volgende keer wat het saam, en jy kan verlaat en kan afslaan, also, Halleluja, dank je. En dan wil je wel iemand kan komen. Het Ramada, straks gezegd dat wij hier vrijdag woensdag, elke woensdag. En die tijd is 6 uur tot 7 uur. Predikasie, die zaligsprekende. En weet jy, allemaal het al gehoord van die woord zaligsprekende. Want Jesus sy disciples in kant geroep het. En hy het hulle geleer in die skrif het. Maar hierdie zaligsprekende beteken baie. Beteken seëninge, blessings. Maar dit is wat God wil hê, ons moet hê. God wil hê dat sy kinders, sy woord, alles moet navolg. En as ons kyk na die woord zaligsprekend, en ons kyk, Jesus en sy disciples, nadat hy, na 30 jaar nadat hy sy bediening begin het, as hy is in die woestyn gelei, allemaal ken die verhaal. Toe hy daar na 40 dae uitkom, toe hy begin wonderwerke doen. Toe hy wonderwerke gedoen het, toe volg die skare om. Wie van ons wat hier is vanavond wil die wonderwerke sien? Ons allemaal. Want ek het nou in die week, kyk nie baie op die kassie van my nie. Maar in hierdie week het ek gekyk na verhaal van 'n vrou wat 85 jaar oud is, wat 'n baba gehad het. Sy en haar man het absoluut geglo. En hulle was live gewees by American Got Talent. En allemaal het trane afgevee. Door God van wonderwerk, wat jy onmoontlike kan doen. Miskien sit jy in 'n situasie vanaand en dit lyk vir jou onmoontlik.
maar vir God is alles moontlik. Jy weet, en toe het hy sy disippels een kant gevat, gesê, kom ons gaan hier in die berg gaan wees. En hy het hulle laat sit, en toe het hy begin. En hy sê hierdie eerste woord is salig. As julle julle Bybel sit, kan julle navolg. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. As hy praat van arm van gees, wat bedoel hy? Wat bedoel Jesus toe hy vir sy disippels sê, salig is hulle wat arm van gees is? Jy weet, baie mense as jy by hulle kom, dan sê hulle, was voor ek is 'n regte mens. Ek is baie skrikkerig vir my regte mense. Maar regte mense kan daar verkeerd op wees. Of hulle kan 'n bietjie oorreageer. Maar wat hy praat is van jou gees en jou binneste. Wanneer jy in 'n situasie kom, gaan jy nie dadelik reageer nie. Ek het vanmorgen daar, ek hier weggegaan en daar na die werk toe gegaan. En ek het net al 12 bietjie stil en ek sê nee, ek gaan nou stil hou en toe oor kan kyk, toe sien ek net 'n hoop wolke trek. Toe weer daar langs die Methodiste kerk vuur gemaak. Daar gepraat en toe baie die wind na ons kant toe, na die grasdak toe. Nou, ek het maar net daar gestaan, wou eers die bakkie trek, ek sê, nee, gaan nie die bakkie trek, en daar draai die wind. Dis God wat ons doen. Toe kom die Fiber Gate en hulle sit daar alles uit van die kerk het gewaar teen die kant. Arm van die gees. Nie altyd 'n antwoord het vir alles. Ek wil hierdie verhaal vertel, wat ek vir die groep vertel het. Ons het een keer 'n jaar saam met Pastor Brian gereis, dat ons gegaan na South African Evangelism Bond. Waar Pieter Gerritsburg het daar gekom. En op 'n geleentheid was daar Pastor Pieter van Amerika. 'n Paar van ander lande in Afrika en oor ons. Almal evangeliste by mekaar. En kom Pastor Pieter en hy gee sy getuienis daar. Hy sê het 'n groot kerk gehad in Amerika. Hulle het nog vir jare aangegaan. En toe kom die ou wat onder hom is, hy sê, Pastor Pieter, you've been so long time here. You must go on a 3 months leave. Hy gaan toe, hulle betaal hom toe, hy gaan rus lekker. Hy kom terug. Toe hy terugkom, toe sê hy, moet nou nie toe doen. Toe kon hy eers, het hy nie geweet wat gaan. En die Here sê vir hom, maar bly net stil, niks sê nie. Gaan net aan met jou lewe. As 'n ministry vir jou oral. En een dag, terwyl hy so keer rondgedwaal het, hy en sy vrou en na kerke besoek waar nie aangesluit. Hoe gebeur het? Dat koud in die winter daarso en dat jas aangetrek. Een van die homo's vrou, as hy is veilig. En ek kan sommer sien, sy haar was gewas. Kom staan hier so onder hom. Sommer hier so onder sy arme. Hy was in 'n winkel gewees en gaan hamburgers koop vir homself. En toe staan sy vir hom, sy staan so by hom. Hy sê die winkel is vol mense, nou kyk hulle hom. Hy sê nou skoon netjies aangetrek en die veilige vrou hier gaan langs hom. Sy onder sy arm. En hy besluit toe, okay, hy sal maar vir haar iets koop. Maar sy bly by hom. En toe hy wegloop. Toe sê die Here, maar wat nou gebeur? Sê die Here, you just a beggar. Telling him another beggar. But Jesus loves him. Dis die Here wat jou nederig maak, wat jou niks maak. Sodat sy liefde kan uitstraal.
na mense toe buitekant wat sonder hoop en sonder liefde en sonder genade is. Ek het nooit daar in die winkel gegaan. En vra die swart meisie, kleurige meisie, vra vir my, hulle maak my beursiemot, maar met geld is 'n bietjie opgevrommel en sy sê, werk jy ook met Charlie? Weet jy, vra maar, wat is dit? Ek sê, no, I'm working for myself. I'm a man of God. I'm working for myself. Sy het toe nie geantwoord. Maar dit herinner my, wat beteken dit? En ek gaan na die vroue daar by die Maria, wacht die dinsdag, toe sê kom, ek sê, wat beteken dit? Sy sê, nee, dis nie met draks, maar die mense so ver gevorderd in die wêreld, dat hulle ons, en die Here sê, jy moet arm van gees wees, jy moet jy altyd antwoord. Ek het weer teruggegaan, en ek sien sy werk nie meer aan. Die wêreld het Jesus nodig. En Jesus en sy disciples het hulle hierdie dinge geleer. As jy hierso die antwoorde hierso, geestelik sterk, lewenslus, nederig, is maar net 'n bedelaar om 'n ander bedelaar te vertel. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. Dit is nie altyd hulle wat gesloop is, maar as hulle wat sê, hier is ek gebruik my, arm van gees. Dit is die eerste ding wat Jesus wil vertel. En die volgende ene is, salig is die wat treur. Salig is julle wat kan 'n traan stort. Baie moeders en vaders en kerkleiers het trane gestort oor 'n situasie wat hulle nie kan verander nie, maar wat net God kan verander. En die Here sien daai trane. Die Bybel sê, wie met trane saai, sal met gejubel waai. Kom ons hou vas aan Jesus. So daai mooi liedjie van Jesus gesing. En weet jy, dit laat my voel, ek is wanted. Jesus het my lief. Jesus het ons vanmorgen tot nagmaal gevier. Wetende dat ons Jesus leef. En hy is nie dood nie. En die volgende ene is, salig is die sagmoedig is, die wat rustig is, die wat geduldig is, en nie kwaad vergelde nie, want hulle sal die aarde beërwe. Meer wat die groot mond en half televisie nie, maar hulle wat sagmoedig is, gaan die aarde beërwe. Is dit nie wonderlik in die nuwe Jerusalem, wat Jesus voorberei het vir sy kinders. En ek wil vir julle sê vanaand, die koms van die Here is voor die deur. Die eerste minister van Engeland het sê, of julle bewus is daarvan nie, hy het klaar gesê, die hele Engeland, Britannia, moet die digital ID kry. Dis 666. En sy sê, hulle moet dit spoedig maak. Ek wil vir jou sê, God se koms is voor die deur, want die Here soek ons. As ons in 'n situasie kom, moet ons nie sommer opgewerk raak. Ons moet stil bly en sagmoedig wees. Want mense hou nie van mense wat opstandig is en beklei en raastig. En die gees wat Christus ons gegee het, moet binne in ons wandel. Hy kom hierso voordat hy vir hulle vertel van die doop, voordat hy vir hulle vertel van die doop met die Heilige Gees, begin hy eers met hulle self te werk. En hulle ontvanklik is dit wanneer dit jou pad langs kom. Ek dink ons gaan binnekort gaan hulle weer mense doop wat gereed is, sê Here dit sê. En verder sê die Here Jesus vers 6, salig is julle wat honger en dorst aan reg is. As jy daai honger in jou kry,
nie na brood en water nie, maar na elke woord wat in die mond van die Here uitkom. Dan gaan jy sien die Here van jou, hy gaan jou volmaak, hy gaan dit vervul in jou lewe. As jy Jesaja 55 vers 1 lees, dan staan daar geskrywe, kom na my toe, kom drink, almal wat dors is, almal wat honger is. Ek wil julle vanaand honger maak na die woord van die Here. En almal wat honger en dors is, kom kry verniet. God se genade, God se liefde, God se oorwinning wat vir ons gee is verniet. Hy het dit klaar behaal, meer as 2000 jaar gelede. En hy kom spoedig terug. As iemand hulle self doodgee aan Jesus, aanvaar hulle die seëninge. Aanvaar hulle dit wat die Here wil vir jou gee. En die seëninge is nie net yskas en 'n stoof. Seëninge is baie verder. Om net 'n kind van die Here te wees, is 'n seëning, is 'n blessing. Sodat hy eendag jou by die naam gaan roep. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Dit bestaan nie meer. Hy is 'n nuwe skepsel. En jy moet leef volgens daai nuwe skepsel, sodat die Here in jou kan wees. En jy saam met hom. En dan gaan hy verder, hy sê, salig is die wat barmhartig is. Ons ken die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Die man is aangeval deur rowers, en die priesters en die leviete almal het verbygeloop. Here moet ons baie genade gee dat ons nie verbyloop. Dat ons die nood sien en iets daaraan doen. Ja, jy moet nie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen. Maar jy moet nogtans uitreik. Omgee verander ten spyte van hulle omstandighede en hulle persoonlikheid. Aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Toe ek daar in elk was, 'n brief geskryf, wil jy nou lees. 1 Mei sal my vergeet. Besigheid is swak as niks. Vakansie daar moet ons die mense betaal, as ek kom hier geld doen. Dan kry hulle meer geld as daar 2 vakansie daar is. Of hulle werk glad nie. En die werk staan stil. En ek gaan aan een kant en skryf 'n brief vir die Here. En ek sê, Here, asseblief wees ons genade. Ek sê, Here, as jy my seën, as jy my gaan bless, dan gaan ek 'n blessing wees vir jou werk. Ek gaan 'n blessing wees vir 'n blessing wees vir ons wat gaan. Want jy kan nie anders sien as jy geld het, jy sakke lewe. Ja, jy kan hulle sien, jy kan hande opleg. Jy kan hulle sê, dit gaan goed. Maar weet jy wat? As jy omgee van God en sy woord, dan gee hy om vir jou. En aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En minder as 'n week later, sal ons ouers op die eienaar wees. En hy sê, ek sien julle simpel. Ek gaan vir julle plek maak. Dis waar ons vandag is. As jy barmhartig is, as jy omgee vir ander, as jy die nood en behoefte raak sien, dan gaan die Here na jou kyk op. En dan vers 8, kom hy iemand Psalm 24 vir my lees, vers 1 tot 3. Pragtige psalm, en jy moet nog sommer met jou Bybel. Jy mag maar, en skryf jy maar onder daai vers. As jy hom alle dag soek, dan weet jy waar is het. Baie mense sê, ek kan nie die Bybel nie, maar jy mag, om het makkelijk te maak vir jezelf,
Rein van hart, geestelik volwasse, vol van liefde, van Jesus, en iemand wat afwyk van die kwaad, en wat rein van hande en suiwer van hart is. Rein van hande en suiwer van hart. Ja, ons almal het gesondig, ons almal het verkeerd gedoen. Maar weet jy hoe word jy rein? So dadelik na Jesus toe gekom het, ons sondig my Here, neem dit weg van my. Here, ek wil nie meer die ou pad loop nie. Here, ek het verkeerd gegaan. En dan sal die Here kom na jou toe, hy sal jou hart rein maak. En as jy rein van hart is, sal jy God sien. Sal jy Jesus sien. Sal jy die een sien wat deurboor is vir ons sondes. Die een wat op die kruis gesterf het, jy gaan hom sien. Is dit nie wonderlik nie? Van aangesig tot aangesig. Moses op die berg gewees het, die 10 gebooie ontvang het, en sy gesig so geskyn van die heerlikheid van die Here, dat hy kon nie na die mense kyk en moes wegkyk. Dis die heerlikheid wat wag op kinders van die Here. Ons het 'n aardse stryd, ja. Ons het moeilik hier so op aarde, maar as ons rein van hart is, geestelik vol van liefde, moet dit wees wees. Of het iemand het klaar nageslaan was, Psalm 24. Sê. Eerste 1 tot 3, asseblief. Die mic. Die aarde wordt een Here en die gooi daarvan. De werk en die vergadering door. Wanneer het grond op de ziel en de vastgesteld is gesproken. Wie mag klimmen op de berg van die Here en wie mag staan in zijn gezicht. Hy was rein van hande en suiwer van hart. Ja, vers 4 zegt, hij wat rein van handen en zuiver van hart is, wat zijn ziel die opwekt, tot nietigheid en niet vals smeren. Ja. Goed reg. Hier praat die Bybel van iemand rein van hart, suiwer van hart, rein van hart, suiwer van hande. Weet jy wat, ons almal het gesondig. Maar dit ontbreek ons in die heerlikheid van God. Maar nou sê die Bybel vir ons, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, net sy rus. Daai rus in die Here wat jy weet. En ek het hier neergeskryf, sonde is 'n no-go vir Christus. Maak die saak in watter rigting. Ja, die Bybelse mense, Dawid het gesondig. Het echt breek gedoen. Het verkeerd gedoen. Maar die Here het hom vergeef. En verder sê die Bybel in die Psalms, is 'n man so na my hart. Die wonderlik nie. Die sondaar, wat die Here gekry het en omgekeer, wat hy en sy klere geskeur het, voor die Here gekom, hy sê, ontsondig my, was my in hyssop, was my reinig my. En daai begeerte gehad, en het sê, Here, ek gaan nie los, voordat hy my gereinig het. Baie keer voel ons veilig, want sonde, verkeerd gedoen, ons probeer allerhande verskolings maak. Hier sê die Bybel, stadig is, gou wees gebles, as jy rein van hart is, suiwer van hart. En dis wat die Here vir ons sê vandag, wat ons moet wees. En dan, want hulle sal God sien.
Dan die vredemaker, salig is julle. Dis hulle wat vrede maak en vrede handhaaf in spite van wat mense aan hulle gedoen het. En want hulle is al kinders wat God genoem word. Die mense wat vergewe en vergeet. Dis harde woorde die, maar dis die waarheid. Vergewe en vergeet. Weet, kan jy voel, as jy weer vlek werk, nou kom en jy staan in jou kar, jy staan op die sypaadjie nie, en ry 5 parkings terug, reverse binne die loop, terwyl jy op die sypaadjie staan. Hy kom van die ander kant van die pad, sy regterkant kan nooit by regterkant slaan nie, want dis wat gebeur. Omdat ek op die sypaadjie gestaan het, en ek gaan hof toe, en nou wat ek 6 maande lift gekeerd, elke dag, en jy sê, dit het nog laat nie, kom jy tot by my huis, of wat ek om werk doen, of wat ek om vast. Dat hy teen my in die hof. So voel jy, as jy tak kom, allemaal praat, die van jou. Baie mense praat van ons as ons iets verkeerd doen. Maar as jy weet, voor jouself, jy het nie verkeerd gedoen, en jy word nog skuldig gevind. En die magistraat sê, jy sê achter jou Christenskap. Jy weet, dan kom jy nou die maandag, en nogal op my vrou so weer afspraak. Jy weet, en kom ek by die werk, die maandag, allemaal staan soke groepies. Ons moet by die selfde keerkamer eet. Die selfde plek. Hoe gaan jy voel? Jy gaan voel jy wil wegloop. Ek bel my ingenieur wat gehad het by Gerald Geyer. Hy sê, Fossie, daar is 4 afdelings. Maar daar fitter werk is veel. Ek het klaar 4 mense. Maar kies jy na een en is wel. En ek kan toe, en toe het 18 word, toe loop ek nou op pad aan die keerkamer. Maar ek het altyd so geloop, afgeweek. Ja, en die ander, dat jy sê, ek sê vir my, Fossie, hoekom kyk jy al, waar is die geld op die grond? En ek sê nog meer, weet jy wat, laat ek maar weer die kom op. Ek het nou probleme vertel, die iets wat jy aan doen, en dan kyk jy dit voor jou. En terwyl ek so loop na die keerkamer toe, skielik om my woorde terug te doen. Sê, jy is 'n Christen, lig jou kop op, jy het niks verkeerd gedoen. Hoekom jy skaam wees, kom jy jou rug op die plek, draai, waar jy nou werk. En dan kom aan die keerkamer, glimlag op die gesig, en een van die oudjies kom na my toe, hy sê, ek kan nie verstaan, hy sê, ek het nou net 'n hofsaak verloor. Weet, salig is die vredemakers. Salig is hulle wat arm van gees is, maar ryk in die Here. My blydskap kan niemand van jou wegvat. En dis wat die Here vir ons wil doen. Dis hoekom Jesus sy disippels eers al die basiese dinge geleer het. En hierdie hele boodskap wys vir ons een ding. Dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Want Jesus sy disippels een kant gevat. En hy vat ons een kant verlaat en hy sê vir jou. En die government het sê dan, as hulle iets opgestel het en jy probeer om iets anders te doen. Jy probeer nou, dan sê hulle die grond en laat ek dit doen. En weet jy wat as hierdie saligsprekende, dis God se grondwet vir u en my.
Die wêreld aan buitekant, die kerk raak leer buitekant. Die Here gaan ons verantwoording hou, omdat ons nie sy grondwet gehoorsaam nie. Dit is vasgestel. En ons moet eers na onsself kyk. Ons self ondersoek. Dis hoe hy dit vir die disippels gesê het. En hulle nagesit en met elke woord ingedruk. Toe Matteus na Jesus gekruisig is en opgestaan het op 'n vark in die hemel, het Matteus dit neergepen sodat ons dit kan hê vir hom. Dit is nie wonderlik hoe die Here werk. En dan vers 10, 11 en 12. Salig is julle as julle reg doen en tog vervolg word. Mense moet altyd eerlik lewe, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dit is nie wonderlik nie. En as mense julle benedig en vervolg en allerlei duiwelse dinge teen jou wil doen, want net so het hulle die profete en die disippels vervolg en doodgemaak, omdat hulle Jesus gevolg het, want julle beloning is groot in die hemel. Maak jou reg in die toekoms om vervolg te word. Maak jou reg om jou hand op te steek en sê, Here, hier is ek. By dieselfde konferensie wat ons gehou het daar in Durban, Pietermaritzburg, Cecil Beasley, hy is world evangelist, en nou het hulle lesings vir 3-4 dae, en toe nooi hulle Agnes Bakken daar. Toe hoor hulle eerste tyd sit hulle by mekaar, hulle gesels gekeer, en hy sê dit vir 'n ander pastoor, hy sê, this man is lifting up his hand. Hy steek sy hand op vir Jesus. Ek en jy moet vanaand ook sê, Here, hier is ek. Wie van julle is bereid? Wie van julle is bereid om te sê, Here, hier is ek? Hier is ek om die pad te loop, Here. Om my via te rosa te loop, pad van die stad. Wat hy gedaan het, vanmorgen te gelees, Jesaja 53. Ons is krankhede, ons is siekes, ons is sondes, alles op hom geneem. En as jy hier is vanavond en jy sê, Here, ek wil die pad loop. Te lang in die duivel boel gespeel met my, Here. Maar vanavond is het kom na die Here. Dan moet jy vergeet elke woensdag aan 6 tot 7. Raak dit meer interessanter. Want die Here is met sy disippels deurgegaan het. Voordat hulle die wêreld kan aandurf. 'n Atleet moet homself voorberei voordat hy gaan hardloop.
sterk jy in die Here is. As daar iets in jou lewe is, maak dit reg. Vir die wag tot môre. Môre is dalk te laat. Groot godsmanne het al geval. Dat hulle nie wil nederig wees nie. Dat hulle nie wil arrogant wees, hulle wil in charge wees nie. Vanaand is jou hart, kom ons by Jesus is mense en so wat die nodig het vanaand. Mense wat sê, Here, ek kan nie meer. Om die juk van sonde gaan nie. Om die juk van hierdie wêreld, Here. Al die pressies op my. Die boodskap vir jou vanaand. Staan op en kom voor en kom staan nie by die altaar. Ek sê, Here, hier is ek. Here, maak my ons, maak my vry. Breek up the bond. Jy wil seker dat jy in jou lewe het. Laat Jesus jou help. Gee hom al die eer en lof in jou lewe dag en die sien. Hy gaan as nog mense. Vanavond het gekom met sê Here, maak my vry. Mense wat borsel met siektes, mense wat probleme. En hier is 'n wêreldsliedjie maar alle woorde gesit. En I told you lately. Maar dan laat sy nie vir die Here, dan is dit lief vir my.
Hy is die koning van alle ons. Amen. Geliefdes, ons wat predikers, ons wat vir julle bid, kan lig bereik alvorens jy jou nie voorgelaat. Ons is net instrumente. Ek kan jou sê, maar jy gaan in die hemel in. Dis 'n sak tussen jou en God. Kom ons maak die Here se naam groot. Want hy is 'n beloning van ons geloof. Dit wat hy vir ons sê in sy woord. Dit wat hy sê, dit is wat hy gaan doen. Yes. En ek glo en ek hoop dat jy elkeen het wel hierdie padkaart geword. En dat jou padkaart 'n ander padkaart is. Dit is kom ons naam, ons naam die Here groot maak. Dan ons dit hier is nog maak. Tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.